Hierdie week se les in Psalm, in die Psalms, deel 2. Wie het die week se lesse geniet? Een of twee hande. Ja, dit is nog ons 'n diep les. Ek het een of twee stukkies 'n paar keer moes lees. En dan kom ek agter dat baie diepte in die les. En is baie mooi. Nou hierdie is nou nie 'n preek nie. So ek gaan nie heeltyd praat nie, dis nie my doel nie. My doel is ons gaan saam praat. So ek weet nou nie hoe werk julle nie, maar as julle wil iets sê asseblief, steek julle hand op, gesels saam. En ek gaan 'n paar vrae vra en as ek sien jy raak in slaap, gaan ek spesifiek jou naam noem. Ek gaan bly as ek nie jou naam nie. Maar julle, of ek sal vra dat julle versies lees, is dit reg? Goed. Psalm 67 vers 4 en 5. Nou gewoonlik kan mens die hele les van die hele week in die vers en die geheelteks sien. En jy kan, as jy die geheelteks in diepte ontleed, dan kom jy agter wat is alles vir die week daar. En dit is eintlik ongelooflik hoe diep God se woord is wanneer ons dit dan nou lees. Die volk, kom ons lees dit saam. Dit is nou Psalm 67 vers 4 en 5. Die volk sal U loof. Nou is dit enkelvoud. Die volk sal U loof. O God, die volke almal sal U loof. Nou is dit skielik volke. Almal sal U loof. Die nasies sal bly wees in jubel omdat U die volke regverdig oordeel en die nasies op aarde lei. En dis vir my baie insiggewend. Wat sê hierdie vir julle? Wat sê hierdie vers vir julle? Die volk en dan volke, nasies oordeel regverdig. Enigiemand, wat sê hierdie vers vir julle? Wat sê hierdie vers vir julle? Ja. Ja, as ons kyk na die inleiding van Sabbat namiddag se gedeelte van dit, as 'n kort omskrywing wat vir my so treffend is, en hy sê dit is hoe die Heilige Gees werk. Die Sabbatskool, daai verhaal wat nou gelees is vir ons, en hierdie gedeelte wat hierdie gedeelte kom, van as dit sleg gaan met my, wil ek hê die Here moet optree. En dit is daai kort gedeelte wat ons staan in. Laat 'n paar dinge vir my hierdie sê, ons lees oor hoe die individu worstel met die waarom God nie kwaad word, en waarom God nie optree as dit met my sleg gaan, dan verwag ek God moet nou optree. En dit is waaroor het gaan. En hier wat, ek wil so kort samenvatting wat vir my nie gestaan het in die les, is die inleiding gedeelte en dan maandagse gedeelte en dan vrydagse gedeelte. Ons gaan nog by maandag en vrydag kom. Okay. Ja, die les gaan oor die probleem wat ons het, wat ons sien nie alles. Omdat ons nie die begin en die einde alles kan raak sien nie, omdat ons nie kan sien wat gaan gebeur en hoekom dinge gebeur en wat, jy weet, gewoonlik ken ons net een storie en dis jou storie. Jy weet, ons is altyd meer aan een kant, aan 'n vraag. Jou storie, my storie en die regte storie, né? So die Here ken die regte storie. Ons doen nie. Dis hoekom ons nie met wraak toepas nie. Nommer 1. Nommer 2, dis hoekom ons nie altyd verstaan hoekom die Here sê nie nou nie. Maar U belofte sê dan nie nou nie. Later. Dit gaan waar word, maar nie dadelik nie. Weet die Here antwoord gebede op 3 maniere. Of seker meer as 3, maar oor die algemeen. Eerste is ja. Nou, dadelik. Die ou se hand is genees. Hy kan dadelik sien. Dadelik, die antwoord is daar. Of dis soos arme ou Daniel, hy moes vir 2 weke lank vas en bid. En dan sê hy nie vaste kos geëet nie. Vir 2 weke lank. Nou dit is nogal 'n lang rukkie om net vrugte te eet, né? Dis nogal 'n rukkie in my gedagtes. Maar goed, hy moes vas en bid vir 2 weke lank. En toe kom die Here deur. En dan word oor 'n tydperk. Partykeer is dit langer. Wat van 'n arme man wat vir 38 jaar daar gelê het. Wag. Jy verstaan nie die hele prentjie.
En dan sê die Here, jou antwoord sal kom, wanneer ek kom. Maar altyd is my antwoord, ja. Maar hierso, sien ons, die Here, almal gaan op die einde God loof. So daar gaan 'n dankbaarheid wees, en 'n erkenning wees. Almal, elke nasie. Nou die vraag is, dink julle daar gaan volke in die hemel wees? Dis nou 'n moeilike vraag. Maar daar volke in die hemel wees? Nee, ek glo nie. Ons gaan almal saam. Ons gaan almal een taal praat. Gaan nee. En dit is Afrikaans. Dis Afrikaans. Solank dit my taal is dit alles reg. Is dat, wat dink julle? Gaan daar volke in die hemel wees? Nee, ons gaan almal as een geneem. Ek dink persoonlik al gaan wees. Maar ek dink dit gaan meer families wees as volke, families, konsepte. Ek dink soos die les nou uitgewys het oor wat dit was, is dit nou Sondagse stukkie, né? Wat wys oor die waters, né? Waters is 'n pragtige ding in die hemelse stad, Psalm wat 46, né? Pragtige, die waters is 'n pragtige ding in die stad van die hemel. Al die stroompies, né, is dit pragtig. Maar dis dieselfde ding wat al die groot oorstromings doen op die aarde. En so hoeveel mense gaan dood as gevolg van water. So in ander woorde, hier's 'n kontraste wat geskep word in Psalm 46, wat uitwys van wanneer dit in die hemel is, in 'n goeie toestand en 'n regte plek, is dit fantasties. Jy weet, 'n heerlike stroom water om in te swem, water wat ons kan drink, daai waterval, daarin te spring, te geniet. Dieselfde ding kan dood veroorsaak. 'n Leeu op hierdie aarde nou, wat doen die leeu's nou? Hulle verskeer alles, meeste ten minste. Wat gaan in die hemel? Dit gaan 'n kitty kat wees. Dat jy kan kalm, en jy kan speel, en 'n bietjie armdruk sekerlik ook. Jy weet, ek dink dit is met nasies. Hierdie wêreld het 'n vermoë gekry om nasies te mekaar op te werk. Ek dink die Here is lief vir verskille. Dis nie net Chinese en hulle maniere wat die Here van lief is nie. Dis alle nasies se dingetjies. Hy hou van die verskeidenheid, ja. Ja, as ons kyk na hierdie gedeelte van Sondag in plaas van God en benouting, dan sien as ons kyk na die tydfaktor wat verloor. En as ons kyk na die Bybel gedeelte, Koningskronieke, reg deur die Bybel van oorloë hoe die mense en die ouens wat standvastig gewees het, wat nie gedoen is wat verkeerd was in die oë van die Here. Hulle het standvastig gebly en tog kom die kom by 'n punt waar die sê, Here, moet ek in hierdie oorlog gaan, wat hulle die Here, wat baie keer ons vandag lewe, vir wie raadpleeg ek in die tyd van benouting? Ek probeer, soos gesê, in all evenings wat jy probeer, wat jy voordat jy na die Here toe terugdaai, ons probeer 110 goed en raad van die en van, voorbeeld fysiek is, en dan op die laaste, dat gaan nie na die groot geneesheer, toe sê, Here, asseblief, help my hier, genees my, raak my aan. En dit is my tydfaktor op, as ons die pad stap saam met die Here, of ons by die punt wat jy besef, maar ek is nou 'n bietjie ver afgewaal. En dan wil ek nou vir die Here sê, asseblief, help my nou. As ek oom reg verstaan, ekskuus sê ek oom, of ek net sê, Patrick, né? Ja, Patrick, as ek jou reg verstaan, sê jy, ons moes van die begin af na die Here toe gegaan het. Eerste gevra, wat kan ons maak? Lei ons. En ek stem saam. Ek is nie, J.G. White skryf, ek kan nie J.G. White, die Bybel maak dit ook duidelik. Die Here wil hê ons met ons gebede so ver moontlik self beantwoord. En dan moet ons deel doen. En ons kan hom vra, help ons om ons deel te doen. As 'n mens sê nou maar bid, ek wil nou nie op 'n toon trap hierso nie, maar sê nou ek bid vir die Here, help my, ek het suiker siekte, ek is besig om blind te word. Sê nou maar ek eet elke dag suiker, chocolate.
Ons moet eers self ons eie deel doen. Ons moet nou die suiker uitsny. Ons moet nou al die stysels op bietjie een kant sit. Alles wat die suiker opjaag, moet ons nou self begin een kant sit. En ons moet self begin die gesonder lewe ook lei. En ons kan die Here sê, Here help my om gesonder te leef. En dan het jy jou deel gedoen. En sy maak dit baie duidelik, hy gaan nie die gebed antwoord wat ons bid terwyl ons moedwillig sondig nie. Geen wonder, dit staan daar in Jakobus sê dit vir ons baie duidelik. Ons moet die ouderlinge kry om vir ons te laat salf. Maar in die versie by dit sê dit ook tot genesing van jou sondes. En jy moet bid dat jy moet ophou sondig en jy moet teenoor mekaar jou sondes bely, die sondes wat almal van weet, goed, die publieke sondes, en die geheime sondes moet jy teen God bely. En dan kom die genesing saam met dit. So met ander woorde, impliserend, sy skryf in, ek het dit hierdie week gelees, sy skryf in Ministry of Healing oor gebed tot genesing, as ons dit wil bid. Dan skryf sy daar, God sal jou nie genees as jy sy wette, of het natuurlike wette, of het geestelike wette is, dan morele wette oortree. Want as hy dit doen, dan condone hy, dan keer hy die sondige weer, die slegte pad wat hy vat, keer hy goed. So as jy nou rook, en jy kry 'n longkanker, hou eers op met die rook. Maak dit sin vir julle. Hy kan tog nie die rook nou goedkeur, omdat jy nou hardkoppig voortgaan in hierdie sonde. Ja. As ons kyk na onsself. Ekskuus, ons is nou bietjie van die pad af, maar dit is bietjie afverlei. Ja, maar dit is wat die les Ja. Ons is so geneig om te kyk na myself, wie ek is. En wat sê die Bybel vir my? As kyk wat sê Johannes 1:12 vir ons, praat daar van twee gedeeltes, 'n Christen en 'n praat van die Here. Daar is 'n groot gaping tussen dit. In 2 Petrus 2:19 sê vir ons hy die laaste gedeelte in hy teks gesê, die Here ken die wat aan hom behoort. So dit is nie vir my te sê ek is 'n kind van die Here of ek is 'n Christen. Ons almal is Christene en glo God, maar as ek 'n kind van die Here, dis waar hy gaping in. Maar as ons kyk na wat daai teks vir ons sê, die Here ken die wat aan hom behoort. Hy doen. Kom ons lees saam. Kom ons gaan Sondag toe. Psalm 46. Kan iemand vir ons Psalm 46 lees? Asseblief. Psalm 46. En dan sien julle die kontraste. Let op na die kontraste terwyl die persoon lees. Let op na die kontraste in Psalm 46 asseblief. Dis my ongelooflik die kontraste tussen die hemel en die aarde en hoe dit dieselfde goed is, maar dit kan vir goed wees of vir kwaad. Psalm 46. Dis vanaf vers 2 af. God is vir ons 'n toevlug en sterkte. Ons as hulp in ons benoudhede is hy in hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die arm van die see. Laat sy waters bruis, laat hulle skyn, laat die berge bewe deur sy onstuimigheid. Die stroompies van 'n rivier maak die Godstad bly. Die heiligste van die woninge van die Allerhoogste. God is daar binne-in, dit sal nie wankel nie. God sal dit help as die dag aanbreek. Nasies het gebruis, koninkryke het gewankel. Hy het sy stem verhef, die aarde bewe. Die Here van die leeskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Kom aanskou die dade van die Here wat verskriklike dinge oor die aarde bring. Wat die oorloë laat opopper by die einde van die aarde. Die boog verbreek en die spiesstikkers van die strykwaans met vuur verbrand. Laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Die Here van die leeskare is met ons, die koning van Jakob, die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. My vraag aan julle dan vanoggend is, gee vir my 'n paar kontraste wat goed is in die hemel en sleg op die aarde. Of ten minste, wat vir goed kan gebruik word of vir sleg kan gebruik word. Want hierdie water bring benoudheid, maar dieselfde ding kan 'n stroompie wees wat die hemel is vrolik. Wat is dit? Hoekom is dit so?
Julle gaan agterkom, die middelpunt vir die rede van die verandering van daai stroompie is God. Die lewende water. En wat hy doen met die benoudheid, ek wil net aansluit met jou, want ek stem saam. Wat hy doen met die benoudheid is hy vat die benoudheid en hy skep dit in 'n seëning. Hy vat hierdie water en hy skep dit in 'n stroompie. Hy vat hierdie leeu en hy maak dit 'n welpie. Verstaan wat ek sê? En maar wat vir my die ongelooflikste is, nou weet ek, die ongelooflikste is van hierdie kontras is, hy vat my, die wrede Jakob, en hy maak my, weet nie wat my nuwe naam gaan wees nie, maar Jakob kom van Jakob, die bedrieger. Hy vat hierdie bedrieger en hy verander my in 'n persoon wat vir ewig kan leef. En iets wat alles behalwe, wat die bedrieg, wat doen bedrieg? Breek verhoudings op, né? As jy jok, wat gebeur as jy 'n leienaar is? Niemand gaan jou vertrou nie. Nou as ek 'n leienaar is en ek steel ou en of ek lieg, ek 'n leienaar is lieg self, of ek begeer 'n ander man se vrou, of ek, wat ook al, my sonde, my uitdagings is. Dis wat sê is dat dis jy oorgee. Jy gaan altyd, jy gaan daai genot weer en daai dat jy skuld bedoel gaan. Dit is waar sy se lewe terug en hy sê goed dood maak om nooit te sterf. En vir jou die Heilige Gees is in genade. Dis 'n genade. Hy vat hierdie hande. Ja. Wat 'n vrou slaan en hy verander dit in 'n wat haar drukkie. Die Bybel. Verstaan julle wat doen God? God is die middelpunt van die verandering van jou benoudheid. Dis is hy ook maak vir jou naai gebid het en jy het gesoek en gevra en gesmeek by die Here. Dis wat jy graag wil oplig. Patrick. As ons kyk na hierdie gedeelte op wat in die les sê vir ons, dinge gaan net erger word. Gaan erger na erger word. Ja. En as ons kyk wat in die wêreld vandag mee gaan is. Ek het so in die week gekyk vir 'n program daar van Al Jazeera wat die Verenigde Nasies sit die ons elkeen wat kommentaar hier oor gaan net daar maar praat oor vrede en die les sê vir ons hierdie keer. Daar gaan die wêreld vir ons maar wat die les ons sê is God het nie sê hou vas op die wêreld. Dit mag miskien so voorkom, maar as ons vashou aan God, hoef ons niks op om te lees oor wat gebeur. En iemand vir ons lees Openbaring 1. Openbaring 1 vers 5. Kom ons sê 4 en 5. Openbaring 1 vers 4 en 5. Hierso, ek sien die meisie hier. Ja, go for it. Dame, ekskuus. Johannes aan die 7 gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede van hom, wat is en wat was en wat kom. En van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste, die konings van die aarde, aan hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. Owerste oor die konings van die aarde. So hy is nog steeds Trump se baas, né? Wie ook al Putin, wie dink jy is die grootste ou is? Hy is almal, Cyril Ramaphosa, hy is Zuma-tjie, almal, hy is nog steeds daar. Hy laat hulle gaan, hy laat soms hy gaan, maar hy sit die perke. Hy lei dit, want hy het een doel. My vraag is in die groot benoudheid, as jy nie hoop het nie, van die ewigheid en die hiernamaals, en dat God jou kan verander, as jy nie daar die hoop het nie, hoe sal die benoudheid wees? Hoe sal die benoudheid wees? Dis baie mooi wat
verder tyd wat almal op aarde. Dit is vir ons gedoen. En hy is lief gehad, en hy wil ons ontwoon. En hy gaan ons terugdaag ons vandag word. Kan ek net gou 'n advertensie maak hierso op my vers? Dit is my 'n pragtige vers. Ek sê my gunsteling. Ek wil net gou die advertensie maak. En ons van ons sondes gewas het in sy bloed. Daar's 'n wind wat waai van die Adventiste kerke wat uitwys dat Jesus het nie gekom om vir ons sondes te sterf. Mag dalk ons kop wees. Ek wil net weer vasmaak. Hy het in jou plek kom sterf. Hy het in jou plek kom sterf. Is as gevolg dat hy gesterf het vir jou sondes, dat jy nie hoef te sterf nie. En ek wil dit weer vasmaak, hy was jou skoon. Met ander woorde, daardie goed wat jy verkeerd gedoen het, daardie feit dat jy gejok het, daardie feit dat jy iets gesteel het by die werk, dat jy 'n bribe gevat het, daardie feit dat jy pornografie gekyk het, daardie feit dat jy hierdie dinge aangevang het, net die Here kan dit skoon was. Hy kan jou kom red uit hierdie gemors. Hy kan, en hy wil, en hy het al baie. Jy kan daarin vas. Ek wil maar net sê, net gou 'n advertensie van hierdie godsgees, voordat ons uit die benoudheid kom. Ja, versoekinge is ook benoudhede. Patrick, ek sien nou, dis weer op, miskien loop ons in 'n verkeerde rigting. Wat 'n rigting moet ons gaan, Patrick? As ons kyk na die gedeelte van Psalm 46 vers 7, Ja. is ons so omskrywing oor sê nasies is opgeroep. As gevolg van verslepe natuurlike en politieke verskil, sal regerings verenig onder die diere, dan koninkryke val die laaste plaag. Openbaring 17 vers 16. Dan sê God verhef systeem, in 1 Tessalonisense 3:17, Jesus werd geroep en met die basyn van God, wat die geskiedenis van die nasie beëindig, dat die laaste gedeelte wat sê, die aarde spel. Jeremia 4 vers 23 tot 26, soos Jeremia aandui sal die land woes en leeg wees. En dit is 'n kort omskrywing wat Psalm 46 vers 7 vir ons, wat gaan gebeur in die laaste tye van binnenkort. Hier kom 'n uitdaging in hierdie wêreld. 'n Groot uitdaging. Dinge gaan tot niks gaan. So as jy jou murk wil hê, is reg, en niks fout met 'n murk nie. Ek sê net hy gaan lekker brand. Yes. Ek dink met daai uitdaging, ons moet net in gedagte hou, wie wat ons aan aanval, want in die laaste dae gaan hy jou remind van jou sondes, en hy gaan vir sy Jesus om dit te doen. En as jy terugkom na hom toe en jy sê, joh, maar Here het my gesterf, anyone is dit, anyone is, en jy gooi het vers, en dan gaan hy nou terugkom, en dan gaan hy so duisendes bring en receive, en weet jy wat alles nie. En jy nie weet waar jy kan staan en hoe jy kan staan. So dan het ek gesê van die sondes waar die Here van sondes gestaan het, en die remind die Bybel vir ons, en die eindtyd van ons sondes, maar ons moet net sterk staan en styf staan, wat die Here weer in steen. Omdat die Here dat van sondes gestaan het. Maar wat ek in punt wil bring, is die feit dat die vyand ons aan aanhang die laaste dag ons die remind van die sondes. En die wonder wat jy te vraag, die wonder wat jy te vat, wat jy doen nog. Amen. Ek wil net weer eens by dat julle seker so 'n goeie goed, want ek het op eers een valsheid gehoor in die kerk. Baie dankie. Ag gewoon. Dit is baie waar wat jy sê. Wat ons op die einde gaan beleef. Alles wat ons sien, alles wat ons hoor, ek weet nie wat jy proe nie. Met COVID dalk, dit my proe nie lekker gewees nie. Nou, alles wat ek hoor, alles wat ek sien, gaan vir jou sê jy's verkeerd. Alles. Om jy. En dan gaan die Satan jou nog ry ook. Daar gaan net een manier wees. Jy gaan vashou aan die woord. En die tweede ding, waar gaan jy vashou? Jou ervaring wat jy het saam met die Here. Die Here berei ons voor nou al met ervarings. Ons gaan nou al deur beproewings. Waar en hardloop ons met daai beproewings? Na God toe, want dis wat jou gaan dra tot jy toe. Patrick, waar is ons nou, Patrick? Ek sien jy lyk my heeltemal deur die lees. Waar gaan ons nou? Ons maak my net 'n goeie voorbeeld hier wat ons sê rondom die les wat ons kan gebruik vir hy hopelose omstandighede. Ja, dis die gedeelte met die emoskamers. Toe Jesus aan toe lyk daai gedeelte vir hulle so hopeloos. En hier kom Jesus en praat en vra hulle vir ons, jy is die enigste wat nie weer dit aangegaan. Want hulle was in daai toestand was hulle het gevoel hulle is hopeloos, daar's niks meer wat hulle kan doen. En hier kom Jesus en Jesus spreek saam met hulle wat en toe wegbring.
toe besef mens, want wie is dit wat met ons aangepraat het, maar baie keer kom ons vandag, wat ons op daai hopelose omstandighede is, en wat moet reis, Here moet net gesê, waar kan ek soek vir my aankleding vir die Bybel, daar kan ek daai hopelose toestand wat ek is, dan kan ek weer optel en op my pier, verbid vir die Here. Mense, ek wil net graag uitwys, wanneer ons 'n bietjie ons studie gaan doen rondom die hemel, God se almag, dan het ons begin ons hoop skep vir ons uitdagings op aarde. Sonder daardie hoop is ons benoudheid oorweldigend. En Here, as ek iets nog sê, Ja, hierdie tyd van einde, veral vir die Adventiste kerk baie ernstig, ons weet ons is die tyd in maak. Van kerkgemeentes is ook, en ook tydverwarring, en dan gemaksondes. Jy moet kyk in jou Christelike sfeer, moet jy so hoog as moontlik, maar nie vergeet die tipe karakter wat jy moet bou, sodat jy vir Jesus kan doen. Daai gemaksondes in jou, gesorg dat dit jy nie uit die jy moet absoluut jou huis gemaak, die sierdeeg uithaal. Jy moet eerlik met jouself wees. Jy moet absoluut, daar is nie tyd om daar gemaksondes, ja, maar ag, dit Here sal dit oorsien. Jy moet absoluut dan. kyk as jy nou wil ophou drink, dan moet jy nou 'n paar dinge doen in die lewe. Die eerste is jou pad terug huis toe moet jy verander. Want ek is oortuig hy ry verby sekere plekkies. Daar is sekere plekke wat jou roep. Weet jy, julle het dit al gehad, dalk as julle almal nou heilig van die begraf. Maar die punt is, die gewoonlik is daar in die pad wat jy dalk moet 'n ander pad. Jy moet 'n ompad huis toe ry. Gewoonlik was jy gewone pad ompad, daar jy. Maar dis die eerste. Die tweede wat jy moet doen is, jy moet jou kas gaan oopmaak. Agter daai boek, daar is 'n botteltjie. En dan gooi hom daar in die toilet, gaan jy na die ander kas toe. Haal daar, agter daar. Dan moet jy jou ram resept of jou vodka, wat noem hulle dit? Ja, gaan jy met hom nou gaan uithaal. Hoekom? Want wanneer die versoekinge kom, moes jy al jou deure self wat jy kon toemaak. En so is dit ook met baie ander sondes in die lewe. As jy weet jy val vir 'n braai, moenie vinnig ry nie. Okay? Ek weet nie, ek dink dit is goed uit. Die punt is wat ek sê is, jy moet voorbereiding doen. Nommer 1. Nommer 2 is, begin tyd wat jy gewoonlik aan jou YouTube gespandeer het, of wat ook al jou ding is. Begin 'n bietjie verander. Verander een van jou tyd gelewe met 'n bietjie lees. Begin met 'n SMS na die Here toe. Hoe begin 'n verhouding met God? Hoe moet ek met my vrou begin? Okay, daai tyd was daar op SMS, maar die punt is, dan die SMS, ek weet nou, maar jou woordjie tik, dan was dit die 3 keer 'n wat, 3 nou. Daar was mos nou nie 'n keyboard nie. Maar hoe het ons verhouding begin? Ek het nou gesê, hallo, kan jy ons gaan fliek? Okay, saam met my krale. Nee, dit sal nie alleen wees nie. Nee, nie met jou sussie wat ouer is nie, met jou. Dis hoe ons eerste gesprek gegaan het. Alright, so die punt is, hoe begin jy met 'n verhouding? Jy begin nou met tyd. Vriendskap met die Here. Begin met daai tyd. Sê Here, ek het gehoor die dominee sê, ek wil my eie verlossing bewerk. So, hier is ek nou. Ek wil dit graag regkry. Ek het nie 'n klou waar ek begin nie. Ek onthou iets van Psalm 23 en ek onthou my ma het altyd vir my gesê ek moet gaan lees daar in Openbaring, maar ek weet nie. Nou wat nou? Ergens moet ons begin, mense. Ergens moet ons tyd begin hier toepas. Want ek weet eintlik al, wat is jou naam, ekskuus? Renée. Rini. Okay, dis is soos die Rini wat ek drink. Nee. Rini. Okay. Alright. Soos Rini gesê, is dat ons moet skoon maak. Ek wil iets bylas. Die Here het beloof, hy sal die goeie werk wat hy in jou begin het, sal hy klaarmaak. Kan ek myself heilig maak? My vrou het my hart, sy is veilig. Alright, kan my vrou het reg kry? Partykeer dink sy is my gewete.
Sy sê nie hier, ek kan lekker praat. Ja. Maar goed, die lang en die kort is, dit help sê, moet jy nou soos tyd is op. Die lang en die kort is, die Here het beloof, hy sal dit doen. Hy sal jou heilig maak. Ons moet net besef, hoe mooi hierdie aarde van buitekant af lyk, as jy daar in die en die ruimte is, en jy kyk af op hierdie pragtige aarde, die Here gemaak het, kan jy nie besef wat op hierdie aarde aangaan. Die feit is, hierdie vieslike sondige aarde behoort aan God. Dit is sy eiendom, en hy sal dit nie laat val. Hy sal dit nie laat val, hy sal dit nie los nie. Hy het klaar al die pryse betaal. Dis 'n kwessie van hy wag dat ons die hele wêreld gaan vertel en kan hy kom. Dis waarvoor hy wag. En hy's besig om mense te oortuig om te gaan. Dit weet ek sien dit. Ek is gekoppel met IFN met een voorbeeldjie en ek sien hoe mense op sendingwerke wêreldwyd gaan. Hoekom? Dis ons nie hoeveel stuk land wat ons het nie. Want ek sou graag wil die regte huis toe gaan. Ek was Duitsland toe nou vir 2 jaar daar gaan bly. Ek het teruggekom Suid-Afrika toe. Ek voel meer tuis hier as in Duitsland, ek kan jou dit sê. Nie dat Duitsland 'n slegte land is nie, baie nice mense, hulle 2 rande, hulle is vriendelik op die voet, daar's niks tussenin nie. Maar die punt is, ek voel bietjie meer tuis hier, maar ek voel nog nie tuis nie. Hoor wat ek sê, daar's 'n tuiste in die hemel. Patrick, as ons nou by Dinsdag. Ons tyd is om. Ek wil net vir julle gedeelte van Maandag wat sê, die winde van stryd van oorlogvoering wat oor die heidense nasie die aarde produseer en wêreldkoninkryk na die ander, en nie een van hulle kan die werklike probleme wat die mensdom tydstig oplos nie. Die wêreldleiers op wie ons waag om te vertrou, bewys gewoonlik dat hulle net die res van ons so sondig en selfsugtig is. Ons sê daar alles in die vir ons, want ons weet dat God nie beheer verloor nie en dat hy die beloftes naam. Ek het daai stukkie gemerk dat ek het ook al lees, baie dankie. Dus nie een van die koninkryk wat daar net in die bewys van veiligheid volkswees nie. Dis dieselfde op ons burgerskap en op wees. Ons burgerskap is daar ja. Verseker. Daar's nog 'n gedeelte in die les wat vir ons sê, die Here wil vir ons gebruik, vir ons stuur. Maar hy gaan vooruit en agter ons, sodat ons die werk kan klaar. As ons dit wil glo. Amen. Woensdag, ek wil afsluit dan met Woensdag se stukkie. Ekskuus, ons gaan nie by Vrydag kom nie. Klokkie het gelei. Kan iemand vir ons lees Psalm 75 asseblief? Psalm 75. Dankie. Ons loof U, o God, ons loof, en naby is U naam. Hulle vertel U wonders. As ek die regte tekststuk aansluit, oordeel ek regverdig. Al wankel die aarde en al sy bewoners, ek het sy pilare vasgestel. Ek sê tot die onsinniges, wees nie onsinnig nie. Tot die goddelose, verhef die horing nie. Verhef julle horing nie daarbo en spreek nie met trots ingerekte nek nie. Want die van die opgang of van die ondergang, ook die van die woestyn van werk is nie. Maar die God is regter, hy verneder die een en verhef die ander. Want in die hand van die Here is 'n beker, en die wynskyn is voorvloedig gemeng, en hy skil daaruit, ja, die afsaksel daarvan, al die goddelose van die aarde opsluk, maar ek sal vir ewig verkondig, ek wil psalms sing tot eer van die God van Jakob. En ek sal die horings van die goddelose mense stukken breek, die horings van die regverdige sal verhef word. Nou hier is 'n vergelyking tussen hierdie saam met Matteus 26 wat die voetewassing in die hele nagmaal is, Matteus 26 vers 26 tot 29. Daar is 'n vergelyking met die derde evangelieskap. Geval uit Babylon en die tweede een en dan gaan hy na die derde een. Geval van jy sal daardie merk op jou voorhoof op jou voorhand kry. In ander woorde, hier het die Here Psalm 75 praat hy baie duidelik oor hoogmoed. Die hoogmoedigheid. Nou ek weet nou nie vir julle nie, maar ek as 'n predikant het dit te doen met alle vlakke in die samelewing.
Van die laagste vlakke tot die hoogste vlakke, van die rykste tot die armste, dit met almal te doen. En in elke se sfeer is daar hoogmoed. Jy is altyd 'n bietjie slimmer as iemand anders. Jy is altyd 'n bietjie sterker as iemand anders. Jy is altyd 'n bietjie mooier as iemand anders. Ek het nog nooit daai probleem gehad. Maar gewoon, jy is altyd 'n bietjie ryker as 'n ander een. Jy is altyd 'n bietjie. Ek het gaan swat op 'n stadion, ek gaan nie sê waar nie. Maar toe staan ek daar tussen al die verskillende nasies. En toe sê die een Zulu vir die ander Zulu toe die toetse uitkom. En my vriend kan Zulu verstaan, dus sê ek, weet jy wat hulle net vir mekaar gesê het, dat hulle het goed gedoen in toets. Nee, ons is die Supreme Nation, die Supreme Nation. Elke nasie het 'n trots so. Hoor wat ek probeer sê. Daar is altyd 'n hoogmoed in jou gedagtes, of dit in watse vlak, of watse scenario is, daar is 'n hoogmoed partykeer, waarteen ons moet veg en waak. En die fondasie van die merk van die dier is nie sondaghouing. Sondaghouing is die merk. Wat is die fondasie van dit? Is hoogmoed. Hoor mooi wat ek sê. As jy nie verstaan van die merk van die dier en ek moet jy sê, asseblief praat met julle predikant, ouderling, kom praat met my, maar die fondasie van dit is Satan se fondasie. Wat is Satan se fondasie? Waarvoor het hy geval in die hemel? Hoogmoed. En presies is hierdie vers geskryf teen die nekke wat uitgerek word. Ek weet nie of julle dit weet nie, maar die talletjies wat so in 'n nekkie rek, ek het nogals gesien in ons kultuur, maar die punt is, ek weet toe ek klein was dit nog 'n storie. Die talletjies het daar gestap met hulle bellings en dingetjies en hulle nekkies was hoog. Die nekrek is lyk my in elke kultuur 'n ding. Maar dis waarteen God praat, is die hoogmoed in jou hart. Nou 'n vrou se hoogmoed is partykeer as skoonheid, 'n man se is dalk sy fortbakkie, ek weet ook nie. Maar die punt is, jou hoogmoed lê ergens. Ek sê nie teen die fortbakkie of die ek wou nie sê te jong nie, dis wat ek. Maar in elk geval, weet dit is teen iets ergens mag dalk jou hoogmoed mag dalk gekoppel wees aan iets, mag jy en God dit uitsorteer. Want God sê hier duidelik, die volgende deel is die hele konsep van die nagmaal. My maat, as jy daai voete was, wat is meer nederig as dit? Die Here wil hy sal verhoog. Mag jy seker maak, jy verneder jou voor God en jou medemens. En mag die Here jou verhoog wanneer hy jou dan verhoog. Maar sy basis is nederigheid, liefde, God se. En daar wag 'n oordeel, daar wag pla, daar wag 'n merk, daar wag 'n val vir die wêreldmagte op elke sfeer van die wêreld se lewe tot onder. As jy vashou aan die hoogmoedige sy. Mag ons in nederigheid, en mag die Here jou nie nederig maak. Hy dink partykeer, kyk vir ou Nebukadneser, né? Hy het nogal hard geval. Partykeer val jy ons as mens ook hard. As die Here sal jou nederig maak, en hy dink daar's hoop vir jou. So wees bly as hy jou nederig gemaak het. As jy by die derde keer bankrot gespeel het, want jy weet, daar's fout met die geld. Dan sal jy nou, kom jy 'n resetknop in jou lewe hê. Nee. Jy mag dit dalk jou afkoop maak, en die Here het nog hoop vir jou. Die lank en die kort is, verneder eerder jouself. Baie pynloser as anders. Mag ons dit onthou. En dan het ons die wyn en die bloed die Woensdag gedoen, want dit gaan alles oor. Ons moet regmaak, mense. Ons moet seker maak ons kry die seël. Seker maak ons basis is nederigheid. Basis is nederigheid. Donderdag gaan ek 'n preek. My hele preek gaan oor Donderdag. So ek gaan hom nie nou hoef te doen nie. Indirek, toevallig. Iemand het gesê, kyk hoe werk het vandag uit, gaan alles oor swaar kry. En enige vraag wat ons het. Ek dink ons is verby ons tyd. Ek wag vir die tweede klok, ek kon ek bid, maar hy het nie gekom nie. Was jy al die een klok in hierdie plek? As kies, dan moes ek nie self die klok gelei het. Maar goed, daar is geen vraag nie, ek is bly julle is almal volleer. Kom ons bid saam. En die weer baie dankie dat ons elke keer in u woord so baie kan leer. Waar ons vandag besef het, ons het hoop,
Daar's 'n ewigheid wat wag. En dan wanneer die benoudheid kom, is U ons krag en dat U ons daardeur dra. Vra dat U ons nou al sal leer om in U vas te hou. Dat ons terug kan kyk en besef, maar U het ons elke keer uitgered het, elke klein benoudheid, en wanneer daar 'n groot kom, kan ons weer eens net sit en wag. Natuurlik ons deel doen, maar ook sit en wag vir U uitkoms. Die Here, ons wil graag reed iets vir U koms en elkeen wat hier sit besef hulle met hulle eie heil en hulle eie verlossing met U uitwerk en help ons daarmee ook asseblief. En wanneer ons hier woord oopmaak, kom praat met ons asseblief. En laastens die Here, help ons om nederig te wees. Daar is soveel dinge wat ons trek om 'n hoogmoedige sy te ontwikkel. Wat heeltemal liefde afbreek. En ek vra dat U ons genadig sal wees en dit vir ons sal uitwys en wanneer dit nodig is, ons sal verneder. Sal eerder nederig in die hemel instap, die Heer, as hoogmoedig op die aarde